Môre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons is. Afkondigings van die kerkraad se kant af. Ons kollekte onder die diens gaan vir ons diakonale kas vir barmhartigheid en ons kollekte by die deure is vir ons jeug. Ons het vanmiddag Bybelstudie by Holvlei Boerdery is by Pieter Paul en by Francis Loubser hulle op die plaas. 17de Februarie, dis Dinsdag, het ons al ons kerklike vergaderings. Die 19de Februarie het ons Bybelstudie om 9:30 in Veldrif by oom Henny en tannie Mart Visser. Dan het ons 3 geleenthede van nagmaal. Ons het ons 2 huisnagmale. Die een is die 21ste Februarie, dis volgende Saterdag by oom Gert en tannie Meisie Kotse om 10:00 en julle kan vir Sandra kontak as julle graag wil bywoon. Die 24ste is die week daarna se Dinsdag, het ons huisnagmaal in Vredenburg by Johannes Du Plessis, ook om 10:00 en julle kan vir Lida kontak. En dan die 22ste Februarie het ons nagmaal hier by die kerkgebou en ons het nagmaal ete na die tyd, 'n bring en braai. Verdere afkondiging sal Hendrik vir ons na die diens doen. Ek slaan my oë op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Liefdes aan die vir wie God die Vader geroep het, dat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons staan dan, sing ons saam lied 525, 'n loflied tot eer van die Here. Ons sing saam vers 1, 2 en 3. Daarna kan ons bly staan vir die belydenis van ons geloof. Dan kan ons gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. 'n Loflied, lied 525 vers 1, 2 en vers 3. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge.
en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader. En hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. In sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. As deel van ons verootmoediging luister ons vanmôre na die wet van die Here. Ons luister saam na Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, en die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Susters, terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam Psalm 51, die psalm wat Dawid geskryf het, nadat hy ook in sonde geval het en diep oortuig was van sy sonde. Ons sing saam vers 1 en vers 2, die smeking van Dawid, ontferm o God, ontferm U tog oor my, ontsluit die bron van U barmhartighede. En dan ook vers 2, die belydenis en dan ook die pleit. U Heer wat my deurskou, geheel en al. Hy weet elke eweldaad, U het die kwaad gesien. Dis niemand beter wat my vonnis en my droewe val. Teen U het ek my sondedaad begaan. Ja, vir U oog het ek swaar misdryf gesondig. En dan sê hy ook, dus sal U woord regverdig bly staan en rein U vonnis oor my afgekondig. Terwyl ons so bly sit, Psalm 51, ons sing saam vers 1 en vers 2.
Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, ons dankie dat U dit goed gevind het om ons vanmôre bymekaar te bring. Ons dankie dat vir die wat waarlik in U glo, U ook vanmôre hier met 'n rein hart gebring het. Dat U deur U Gees in ons gewerk het, en ons opgeroep het om saam met U kinders, saam met ons broers en susters in die geloof, te kom aanbid, met U te kom ontmoet. Here, hoe onwaardig is ons dan nie, wanneer ons voor U kom nie. So bely ons, dat ons almal afgedwaal het, ons almal het ontaard. Ja, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat na U wil soek nie, daar is niemand wat U wil kan doen, as dit nie eers deur U Gees in ons harte verander word nie. Daarom bely ons, Here, dat daar dalk vanmôre van ons is wat hierheen gekom het met 'n onsuiwer bedoeling. Dalk met 'n verkeerde hart, dalk uit gewoonte, dalk uit selfsug. Here, dat ons vanmôre onder die geklank van die woord ook weer kan hoor, dat daar ook vir daardie een genade is. Ons bid, Here, maak ons harte oop vir U woord vandag. Maak ons gewillige hoorders, om nie net aan te hoor wat U sê nie, maar ook te verander in ons harte. Oortuig ons deur U Gees ook van ons sonde. Help ons om vanmôre weer ook oortuig te raak van die troos wat daar is in Christus Jesus ons Here, hy wat ter wille van ons homself oorgegee het, ter wille van ons sonde aan die kruis gehang het, ter wille van ons ook en vir ons uit die dood opgestaan het, dat ons die lewe in ewigheid mag hê. Ons vra, Here, wees so met die wat nie kan wees nie, so met die wat nie wil wees nie. Wees met die wat nog nie die voorreg gehad het om paai te kruis met ons Here Jesus Christus nie, en wat nog nie weet dat hulle hier moet en behoort te wees nie. Help ons om ook aan hulle, die afgedwaaldes, die wat onverskillig staan, die wat U nog nie leer ken het nie, aan hulle die evangelie, die goeie nuus van Christus te verkondig. Wees met die van ons gemeente wat siek is en swaar kry. Wees met die van ons gemeente wat onder die moeite en swaar kry van hierdie lewe gebuk gaan, en seën hulle ook. Gee ook uitkoms as dit U wil is, en gee ons ook die krag om te volhard in swaar tye. Ons bid, Here, wees met ons in die res van hierdie erediens. Ons bid dit in Christus Jesus, in sy naam alleen. Amen. Liefdes, voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons sing saam van Skrifbreuming 11:3. Ons sing saam vers 1 tot 5, en dit is dan nou die woorde van Matteus 5, die bergrede van die Here. Die saligspreking is, soos ons dit ook ken, salig die wat arm van gees is, en van God hul wysheid leer, want die koninkryk der hemele sal erfdeel, sê die Heer. Ons staan en sing ons saam vers 1, 2, 3, 4 en 5. Daarna luister ons na die woord van die Here.
Ons lees saam met die woord van die Here uit Lukas hoofstuk 18. Lukas 18 vanaf vers 9 tot vers 14 en ek lees vir ons uit die 1933-53 vertaling. Gelykenis van die fariseer en die tollenaar. En Jesus het ook met die oog op sommige wat op hulself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee 10des van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Ons fokusverse is dan vers 9, vers 13, vers 9, en hy het ook met die oog op sommige wat op hulself vertrou dat hulle regverdig is, en ander verag, hierdie gelykenis vertel. Ek lees net vir ons die fokusvers uit die 1983 vertaling ook, vers 9. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is, en wat op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. En dan ons ander fokusvers, vers 13. En die tollenaar het ver weggestaan, en wou self nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, is aangrypend dat ons met die gelykenis van die Here eintlik met beweging te doen het. Daar's 3 oomblikke van beweging. As 'n kom, en dan sal 'n oomblik van staan, en dan sal 'n oomblik van weggaan. Jesus begin die gelykenis met die kom, en hy stel ons voor aan 2 karakters wat die tempel toe opkom. En dan sal verder eintlik nie meer beweging nie, daar is stilstand. Ons lees oor hoe hierdie karakters voor God dan staan en bid. En dan laastens vertel Jesus hoe elkeen teruggegaan het na hulle huise toe. 'n Kom, 'n staan en 'n gaan. Het is besonders dat agter elke gelykenis, en so leer ons ook die gelykenisse ken, dat daar 'n dieper betekenis lê. Nou, dit is 'n eenvoudige storie, 'n eenvoudige verhaal, maar ook 'n dieper betekenis wat vir ons 'n waarheid vertel. Iets wat deurdring na ons hart toe. Daarom kyk ons vanmôre nie net na hierdie 3 bewegings nie, maar ons vra eintlik met die oog op hierdie 3 bewegings 3 vrae. Nou, daar is 'n kom, en dan vra ons, hoekom kom hulle? Daar is 'n staan, en dan vra ons, waarop staan hulle? En dan is daar 'n weggaan. Dan moet ons ook vra, hoe gaan hulle daar weg? Ons begin dan by die eerste een. Hoekom kom hulle? Jesus begin hierdie gelykenis amper soos 'n grappie. Hy sê, 2 mense het opgegaan na die tempel om te aanbid. Die een was 'n fariseer, en die ander een 'n tollenaar. Natuurlik is hierdie gelykenis van die Here baie ernstig, maar vir die mense met wie Jesus eers gepraat het, die mense wat dit die eerste keer gehoor het, hulle sou wel iets komies in daardie woorde gevind het. Vir ons verloor daardie grappie eintlik, omdat ons nie meer onder dieselfde omstandighede is nie. Die eerste hoorders se kultuur verstaan, en die manier hoe hulle sosiale omstandighede was is vir ons bietjie anders. Daarom moet ons hierdie verhaal eintlik oorvertel met bietjie meer konteks. Op die hoogte van Jerusalem gaan die poort van die tempel oop en uitkom een van die priesters en hy sê, dit is die 3de uur, dit is die 3de uur.
Skielik is daar in die hele Jerusalem 'n oproer. Almal maak gereed om op te gaan na die tempel toe, om te gaan bid. En dit is iets wat 2 keer elke dag gebeur het. 'n Priester het uitgekom en aangekondig dat die algemene uur van gebed aangebreek het. Die eerste een om die 3de uur, met ander woorde 9 uur die oggend, en die tweede een om die 9de uur, met ander woorde 3 uur die middag. En saam met elkeen van hierdie gebedstye was daar dan ook 'n offer gebring. Nou vertel Jesus dat tydens hierdie algemene gebedstyd daar 2 mense na vore gekom het. 2 mense wat heeltemal teenoorgestelde van mekaar is. Hulle het gekom om te aanbid, 'n fariseer en 'n tollenaar. En nou dan ons vraag, hoekom kom die fariseer? Eintlik is dit 'n bietjie van 'n simpel vraag, 'n dom vraag, as jy wil. Want as jy tydens hierdie bidure in die strate van Jerusalem rondgeloop het en jy het gesoek vir 'n fariseer, sou jy glad nie een gekry het nie. Hy het gekom want hy moet kom. Hy het gekom want waar anders sou hy nou in hierdie tyd gewees het? Dit is dan sy gewoonte. Hy doen dit dan elke dag, 2 keer 'n dag. Die tempel was vir hom soos sy tweede huis. As hy nie daar is nie, en mense sien dit, gaan hulle begin vra. Maar hy het ook gekom want hy verdien dit om te kom. En mense mag slegs na die tempel toe gekom het as jy rein was. Hierdie fariseer het die hele week hard gewerk aan sy reinheid en sy heiligheid. Hy het sy hande gewas, het weggebly van vreemde dinge, vreemde kos, vreemde volke. Hy het nie in kontak daarmee gekom nie. Hy is rein en heilig. Hy verdien om op te kom om te bid. As gevolg van hulle toegewyde lewe, het die mense eintlik opgekyk na die fariseërs. Hulle was voorbeeldig, vooraanstaandes van die kultuur. Hulle is ook bekend daarvoor dat hulle die wet van die Here presies gehou het. Hoekom kom die fariseer? Dis 'n dom vraag. Hy moet kom. Hy kan kom. Maar hoekom kom die tollenaar? Dis eintlik 'n bietjie 'n beter vraag en ook effens moeiliker om te antwoord. 'n Tollenaar is nie iemand wat jy sommer by die tempel sou sien nie. Dit is die belastinggaarders, die Romeinse weergawe van SARS. Die Romeine het baie soldate gehad, hulle het baie paaie gehad wat hulle moes bou, hulle het groot tempels en paleise gehad wat hulle moes onderhou, en daarom moes hulle baie belasting ingaar van die mense. En hulle stel dan tollenaars aan, met verskillende range, om hierdie geld in te samel. En die tollenaars was ook bekend daarvoor, dat as hulle R10 insamel, hulle R2 vir SARS gee, en die res in hulle eie sak steek. Die mense het hulle gesien as sondaars, selfs soms van die slegste sondaars, van die geskrifte in Jesus se tyd, sê in dieselfde asem praat hulle van 'n tollenaar, moordenaar, iemand wat die Sabbat breek, en ook iemand wat dobbel op die Sabbatdag. Hulle is diewe, hulle is bedrieërs, wat eintlik die vyande se werk doen. Daardie rede het die tollenaar se tempel vermy. Hoekom kom hierdie tollenaar? En net soos hierdie fariseer, kom die tollenaar, want hy moet. Dit is nie uit gewoonte nie. Hy voel glad nie tuis daar nie, maar hy soek die teenwoordigheid van die Here by sy tempel op. Hy kom, en die Gees dryf hom daarheen. Hy kom egter nie omdat hy dit verdien nie. Hy weet, sy werk is nie een van die reinste werke of die opregste werke nie. Hy besef, hy is nie geliefd nie, veral as hy so verby die mense loop en hulle kyk hom so aan. Hy is baie bewus van sy sonde. Hy hoort nie daar nie. Nou is hulle hier. Nou is die vraag, waarop staan hulle? En die antwoord kry ons dan in die inhoud, in dit wat hulle bid tot die Here. Die fariseer trek los, met baie selfvertroue, en hy bid 'n dankgebed. Dis mooi. O God, ek dank U. En die inhoud van sy gebed is baie soos Psalm 17 vers 1 waar Dawid ook bid. Is Here, hier's mense wat my aankla dat ek onregverdig is, maar luister tog Here na my regverdige saak. En kyk nou net hoe lofwaardig is hierdie fariseer. Hy is die man, sê die gelykenis. Hy is nie soos hierdie klomp sondaars nie. En veral nie so die tollenaar vir wie hy verbygeloop het toe hy ingekom het nie. Hy sê, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie.
Rowers, ek steel nie. Onregverdiges, ek is regverdig. Egbrekers, ja, ek is wat dalk nie eers getroud nie, maar ek breek nie eg nie. Ek soekie soos daai tollenaar, ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10 van alles wat ek verkry. Hoor net hoe mooi is 'n wetsgehoorsaamheid. Die wet van die Here sê dat 'n mens moet vas op 1 dag in die jaar, die groot versoendag. Die Fariseer vas 2 keer elke week. Die wet van God eis dat ons 'n gedeelte, 'n 10de van dit wat ons inkry gee, maar nie van alles nie. Ja, sekere inkomste, sekere opbrengste, hy gee van alles. Die Fariseer se gebed eindig dieselfde tyd wanneer dit begin. Want hy roep God aan, en dan vir die res van die gebed praat hy oor homself. Anders as die dankgebede van die Ou Testament, is God nie die sentrale fokus nie, die Fariseer is. Vers 11. Jesus sê, die Fariseer het by homself gaan staan en so gebid. Hierdie woorde kan 2 moontlike betekenisse hê. Dit kan beteken dat hy eintlik oor homself gebid het. Soos die 2020 vertaling, hy het gaan staan en oor homself gebid. Maar dis 'n meer onwaarskynlike vertaling. En tog is dit presies wat hy gedoen het. Die meer korrekte vertaling sou wees, dat hy eenkant gestaan het en by homself gaan bid het. Hy het hard gewerk in sy heiligheid en sy reinheid die hele week. Hy het seker gemaak dat hy hom afsonder van al die slegte dinge en nou gaan hy homself afsonder in die tempel. Hy gaan ook nie met die ander mense meng nie. Hy is nie soos die sondaars nie en hy bid eenkant by homself. Waarop staan die Fariseer? Hy staan by homself. Hy staan op sy dade, op dit wat hy gedoen het. Hy het gekom want in die woord van God leer hy en weet hy dat hy deur sy eie wetsgehoorsaamheid hier mag wees. Dankie Here dat ek so heilig is. In 'n hele ander hoek van die tempel staan die tollenaar. Vers 13 sê dat hy ook ver weg, waarskynlik ook eenkant gaan staan het. Maar hy doen dit weens skaamte. Hy doen dit want hy is onwaardig. En sy gebedspostuur is ook nie soos die gewone ouse nie. Hy tel nie sy hande op en kyk op na die hemel om te bid nie. Tempel is immers die teenwoordigheid van God is. 1 Samuel 2 vers 2 bid Hanna, daar is geen heilige soos die Here nie, buiten U is daar geen een nie. Jesaja sê die Here is heilig, heilig, heilig. En hier staan hierdie tollenaar, eenkant afgesonder, platgeslaan. Hy kan nie eers opkyk nie. Hy staan voor die allerheiligste God en hy slaan op sy bors en hy sê, God, wees my sondaar genadig. Waarop staan die tollenaar? Hy staan op die beloftes, die karakter van God. Die belofte dat daar by die tempel ook 'n offer sal wees. Hy het gekom want uit die woord van God weet hy dat die Here genadig, barmhartig is, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy het gekom want die belofte van versoening is hier te vinde. Hy het gekom want uit die woord van God leer hy dat hy niks kan doen nie, maar dat God alles gedoen het, dat hy hier mag wees en kan wees. Hy staan op 'n godsvertroue. En sy gebed is kort, maar geweldig aangrypend. Hy noem homself nie net 'n sondaar nie, maar eintlik die sondaar, die grootste van alle sondaars. Dan smeek hy, Here wees my genadig, en hierdie woord genadig wat dan gebruik word, is ook 'n ander woord as die gewone woord. Dis die woord wat gebruik word wanneer ons vra vir die priester om versoening te doen vir ons sondes. In die Nuwe Testament het dit niks met mense uit te waai nie, maar dis God wat daardie versoening gee. Hy sê, Here, bring versoening, bedek my sondes, wees my genadig. Die tollenaar het niks om op te staan nie. Daarom pleit hy om God se genade. En nou die belangrikste. Die derde vraag, hoe gaan hulle hier vandaan weg? Gelykenis sluit af en dan sê die Here Jesus, ek sê vir julle. As hy dit sê in die evangelies, dan kan ons maar luister, want nou gaan hy iets belangrik sê, hy gaan nou die antwoord of die verduideliking van hierdie gelykenis gee.
In die 83 vertaling vers 14 sê dit so mooi, ek sê vir julle, hierdie tollenaar en nie die ander ene het huis toe gegaan, as iemand wie se saak met God reg is. Hoor 'n bietjie die ironie. Fariseer sê, o God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, ook nie soos hierdie tollenaar nie. En Jesus sê, jy's reg. Jy is nie soos daardie tollenaar nie, want hy het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is, maar jy het nie. En hierdie fariseer wat so op homself vertrou dat hy regverdig is, hy gaan huis toe as iemand wat homself maar weer gaan moet ondersoek. Iemand wie se saak met God nie reg is nie. En wat het die fariseer verkeerd gedoen? 3 dinge. Hy verklaar homself heilig. Hy sê, ek is heilig, ek staan een kant, ek mag hier wees. En in die lig daarvan moet God ook my gebede beantwoord. Tweedens, hy is hoogmoedig en selfvoldaan, hy is regverdig en vertrou eintlik op sy eie regverdigheid. Ek verdien om hier te wees, ek skuld God niks, hy skuld my iets. En gevolglik het hy homself vasgevang, hy het homself 'n slaaf gemaak, want hy moet voortdurend sy eie voldoening bring, hy moet genoegdoening vir homself bring die hele tyd. Hy moet werk en werk om God se guns te wen. Derdens, hy het sekuriteit gevind in sy eie dade. Hy het eintlik goed gevoel wanneer hy homself met ander vergelyk. Die gevolg is dat ander onwaardig is van God se genade. Hy kyk so vir die tollenaar, wat maak jy hier? Hoekom sal God vir ander genadig wees? Ek moes dan hard gewerk het om God se genade te wen. Esegiel 33 vers 12 tot 13 sê die Here, sê vir die mense van hierdie volk, die goeie dade van 'n goeie mens sal hom nie red die dag as hy teen my in opstand kom nie. Wanneer ek vir 'n goeie mens sê hy sal sy lewe behou en hy vertrou op sy goeie dade, en dan pleeg hy onreg, sal dit niks in sy guns stel nie. Die een wat staan by homself en op sy dade, staan op niks. Elkeen wat homself verhoog, sê die Here Jesus, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Maar geliefdes, die teendeel, die een wat staan op God, hy staan stewig. Die een wat kom, omdat hy moet, want hy kan nie anders, waarheen sal ons vlug? Die een wat kom, en nie op homself vertrou nie, maar hom verlaat op die Here wat genadig en barmhartig is, as sy saak is reg met God. Die een wat self ondersoek doen, en voor die allerheiligste God kom, en sê, Here, wees my genadig, hy gaan vertroos weg. So 'n persoon is eintlik waarlik vry. So iemand kyk nie na anders nie, maar eers na homself. God, wees my genadig. En dit bring ons dan by ons laaste punt. Vers 9 sê dat Jesus hierdie gelykenis vertel met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en op ander neergesien het. Liefde, vra jouself af. Hoekom is ek vanmôre hierso? Hoekom het ek vanmôre gekom? Waarop staan ek vanmôre voor die Here? Dit is Sondag. Ek moet kom. Mense gaan vra waar ek was as ek nie was nie. Dalk is dit om merkies te maak. My erediens bywoning, my kollekte. Daarom het ek mooi aangetrek en daarom nie by die huis gebly soos daai ander lui mense nie. Natuurlik is al die dinge positief en goeie dinge, maar wat is ons hartsoortuiging, ons diepste hartsoortuiging vir hoekom ons kom? As ek soos die fariseer wat sê, ek kom want ek, of as ek soos die tollenaar wat sê, ek kom want God. Geloofshoogmoed is tog iets wat so diep in ons kerk is. As jy kom, en as jy hier staan op jou eie dade en op jou eie geregtigheid en op jouself, dan gaan jy val. Dan gaan jy huis toe as iemand wie se saak met die Here nie reg is nie. Dan het jou gebed en jou dade en alles wat jy doen geen waarde nie. Ons moet versigtig wees om nie in daardie slaggat te trap nie. En dit raak heel eerste op die manier hoe ons na ander mense kyk. En ons hoor dit in ons eie gemeente. Ek hoor dit gereeld. Die opmerkings wat ons maak oor ander is skrikwekkend soms. Die een het weer 'n bietjie gewig opgetel. Is hoogtyd dat daardie twee weer 'n bietjie in die erediens is.
In hoogmoed verag ons ander, want hulle voldoen nie aan ons maatstaf nie. En geliefdes, dis nie net skynheiligheid nie, dis ook 'n skyn van nederigheid baie keer by ons. Dan gaan ons nie weg en bid, ag, o God, dankie dat ek tog nie soos daardie fariseer is nie. Geliefde, as jy vandag gekom het, en die aanklag van die Gees in jou hart sê dat jy nie anders kan nie. As jy vandag gekom het, en jy weet jy is onwaardig om nie te wees. As jy vandag gekom het, en die woord van die Here kla jou aan, dat jy swaar teen al sy gebooie gesondig het. En dat jy voortdurend deur jou dag en jou lewe nog steeds bydra daartoe. As jy gekom het, om die beloftes van God en die genade van die Here te ontvang, dan is jou hart op die regte plek. As gelowiges staan ons op niks anders as die genade van die Here nie. En hoor hoe bely ons dit in die katekismes? Hoe is jy regverdig voor God? Met ander woorde, hoe weet jy jou saak is reg vir God? Ek kom en ek staan omdat God aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit loutere genade, volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. As ons so kom, en as ons so staan, dan sal ons ook huis toe gaan, as iemand die sy saak met God reg is. Ek sluit af. Liefdes, volgende week gaan ons DV nagmaal vier. En die nagmaalsformulier staan daar, om nou die nagmaal tot ons troos te vier, moet ons onsself vooraf reg ondersoek. Kom ek? Wie staan ek? En hoe gaan ek van hier dan huis toe? Waarom nooi ek jy uit? Gaan ondersoek jouself. Wees doelbewus daaroor. Stel doelbewus 2 minute van jou dag. Sy dit een kant en ondersoek jou hart. En mag God se genade dan verander hoe ons na onsself kyk. Nie as iemand wat verdien om hier te wees nie, maar as iemand wat hier kan wees op grond van wat Christus verdien het. Mag God se genade ook verander hoe ons na ander kyk. En nie hoogmoedig nie. Met 'n besef dat ons almal sondaars is en God se genade nodig het. En mag ons ook dan sê saam met Paulus, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Dat Christus Jesus in hierdie wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die grootste is. Amen. Kom ons bid saam. God, wees ons sondaars tog genadig. Amen. Liefdes, ek gee geleentheid vir die opname van ons kollekte en daarna gaan ons saam sing. Liefdes, kom ons staan en sing ons ten slotte saam in loflied. Psalm 33 sing vrolik. Hef die stem na bowe, regverdig is, verhef die Heer. Maar nie regverdig op iets wat ons doen nie, maar regverdig op grond van wat Christus gedoen het, laat ons die Here loof. En net een laaste nota, ons gaan in vers 11, die laaste deel van vers 11, is eintlik 'n gebed. En Tannie Marleen speel hom gewoonlik so 'n bietjie sagter. En let dan op daartoe dat dit 'n gebed is wat ons doen. Goedentier en Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Slaan ons gunstig gade, skenk ons u genade, as ons op u wag. Ons staan, dan sing ons saam, Psalm 33, vers 1, vers 6 en vers 11. So
Liefdes en van die seën van die Here. Genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Amen.